Goeie intensies kan ons van God se volmaakte wil laat afwyk. Daar is 'n fyn lyn tussen 'n goeie hart en ware gehoorsaamheid. Dis tyd vir vroue met waagmoed. Kuier saam met my, Marina Meiburg, uit God se woord. Hallo, kosbare vriende. Welkom by vandag se episode Tref die merk. Luister gerus tot aan die einde, sodat hierdie waarheid jou hart diep kan raak. Jy weet, ons word so maklik mislei deur leringe wat ons na 'n selfgesentreerde lewe lei, weg van God af. Nou vandag se kuier is beslis nie 'n oordeel nie, maar 'n oopmaak van feitelike wysheid. Ek wil jou deur Bybelse voorbeelde wys hoe belangrik dit is om doelbewus te leef en die merk doelgerig te tref. Kom ons spring sommer dadelik weg en kyk na Genesis 2, vers 16 tot 17. God het die mens beveel dat hulle van al die bome in die tuin mag eet, behalwe van die boom van die kennis van goed en kwaad. Want, sê God, die dag as hulle daarvan eet, sal hulle sterwe. Nou, 1 hoofstuk verder kom Satan die slang en hy mislei Eva met 'n halwe waarheid. Hy vra vir haar, luister mooi, het God gesê, julle mag nie van al die bome eet nie? Hoor hoe fyn kom hy met sy misleiding. Maar Eva antwoord hom korrek en sê, nee, ons kan van alles eet, behalwe van die een in die middel van die tuin, want dan sal ons sterf. Nou kyk wat sê die slang. Hy sê, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, sal julle oë oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Nou as jy mooi dink oor Satan se storie, sy eie hoogmoed, sy begeerte om soos God te wees, dit het hom ons nou uit die hemel laat val, nê? Nou wek hy daardie selfde hoogmoed deur begeerte in Eva se hart aan. En dan sê die woord, Eva sien toe die boom is goed om van te eet, 'n lus vir die oë en begeerlik om verstand te verkry. Sy eet toe en gee ook vir Adam, en daar gaan hulle oë oop en hulle besef dat hulle naak is. Nou vriende, 'n halwe waarheid is mos nou 'n volle leuen. Nou, as ons die merk binne vandag se konteks net mis, selfs al gooi ons daai pyltjie net buitekant die lyntjie van die bullseye, het ons dit heeltemal gemis. Kom ons kyk gou na ander voorbeelde. Saul se ongehoorsaamheid, lees dit in 1 Samuel 15. Ek gaan sommer net alles vir jou vinnig vertel. Nou God het Saul beveel om alles van die Amalekiete met die banvloek te tref. Maar Saul het die beste vee gespaar om aan die Here te offer. God het gesê, tref hulle met die banvloek, met ander woorde, vernietig alles. Maar Saul, met 'n opregte hart dalk, wil hy vir God offer. En in sy opregtheid mis hy die merk net. Die straf was baie ernstig. Want sê die Bybel, wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêery en eie sinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, met ander woorde omdat jy ongehoorsaam was, het hy jou as koning verwerp. Gehoorsaamheid is vir God belangriker as offers.
Kom ons kyk na Isa en die ark. Jy kry dit in 2 Samuel 6 vers 6 tot 7. God het beveel dat die ark van die verbond glad nie aangeraak mag word nie, onder geen omstandighede nie. Maar toe die osse struikel, het Isa waarskynlik met 'n goeie intensie om die ark te beskerm daaraan geraak. Hy, in die goedheid van sy hart, het die merk net gemis. Want hy was ongehoorsaam aan God se opdrag, moet die ark nie aanraak nie. Sy uiteinde? Hy het net daar op die plek gesterf. Volgende ene. Jesus self bestraf Petrus, Matteus 16 vers 21 tot 23. Petrus het Jesus eenkant toe geneem, toe Jesus vir hulle gesê het, dat hy baie gaan ly en sterf en na die 3de dag opgewek gaan word. Hy sê vir Jesus, nee Here, dit sal U nooit oorkom nie. Petrus se intensie van sy hart was opreg. Hy wou Jesus beskerm, hy wil nie hê iets moet met Jesus gebeur nie. Maar Jesus het hom skerp geantwoord, gaan weg agter my Satan, jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense. Petrus se goeie hart het die merk net gemis, want dit was teenstrydig met God se wil. Laaste voorbeeld, Ananias en Safira, Handelinge 5. Begin so die laaste stukkie van Handelinge 4 lees, dan gaan jy nou mooi die storie kry. Nou, hulle het grond verkoop en moontlik beloof, in elk geval besluit, om al die opbrengs van die grond se verkoop aan die Here se werk te gee. Maar agterna, toe besluit hulle om 'n deel terug te hou vir hulle self, en toe jok hulle daaroor. Nou, hulle het dalk opreg begin in hulle harte, maar hulle skynheiligheid het die merk heeltemal gemis. En hulle het albei net daar gesterf. Vriende, ek sê weer, as ons die merk net mis, of dit nou in ons volle opregtheid is, deur 'n swak gesindheid, slegte spraak, 'n leefstyl wat die Here nie behaag nie, of swak besluite, mis ons die merk heeltemal. Daarom is dit belangrik dat ons self die Bybel moet ken en nie op hoorsê staat maak nie. Ons moet God se woord self ken. Dan kan niemand ons mislei nie. Net so belangrik is dit ook dat ons 'n lewende verhouding met God sal hê en nie in iemand anders se geestelike skade weer leef soos wat ons nou al oor gepraat het nie. En dit is belangrik dat ons moet weet. Ons gaan nie hemel toe bloot omdat ons kerkmense is, Bybel lees of selfs bid nie. Die enigste weg na die hemel toe is Jesus Christus. En om in hom te glo as jou verlosser en saligmaker. Vriende, werke kan ons nie red nie, net ware geloof in Jesus Christus kan. Nou kyk so 'n bietjie in die spieël vir jouself. Jou gewoonte-sondes, die dinge wat teenstrydig is met God se woord, dalk jou status, geld, besittings, vriende of selfs jou huweliksmaat en kinders, wat jy bo God stel. Ja, dit klink alles goed, want jy het mos 'n rein hart oor hierdie dinge. Dis so naby aan die waarheid, want ons dien die Here in beginsel, maar as ons al hierdie dinge bo hom plaas, is ons hart ver van hom af, dan mis ons die merk. So naby, maar heeltemal mis.
Kom ons bid saam. Vader, ek bid vir myself en vir elke ene wat luister. Here, vergewe ons asseblief wanneer ons die merk so dikwels mis in ons lewe. Wanneer ons so ongehoorsaam is en so na onsself kyk. Help ons deur u Gees om in gehoorsaamheid die merk te tref in ons lewenswandel en ook in ons verhouding met u. Ek dank u vir u genade in Jesus naam. Amen.